Baie mense het soveel probleme en loop en kla die hele tyd oor al hulle issues. Nee, dan het hulle nie geld nie, en dan skuld hulle nou die ou daai nie, en dan wil die bankie kar kom vat nie, en dan die huisie krag nie, en die kinders moet alweer hiernatoe en daarnatoe. En dan vra ek altyd ouens, wanneer as jy na die Here toe gegaan met hierdie? Want hulle kom vinnig na 10 ouens toe en stig 'n gebedsgroepie, maar hulle gaan nie na God toe nie. Hulle vas en bid nie. En ons soveel krag in vas. En ek wil vandag met jou praat. Daar's baie goed wat ek vir jou kan sê oor die vas, maar ek wil kyk hoe kan ek vir jou in 'n kort tydjie baie goed sê oor dit. En ek wil vir jou vinnig lees Jesaja 58. Hoekom vas 'n ou? Die God sê hierso, is dit nie die vas wat ek verkies nie. Net 'n dag waarop 'n mens homself verneder. Is dit om net jou kop te buig soos 'n biesie en te sit in sak en as? Is dit wat jy 'n vas noem? 'n Dag wat vir die Here aanvaarbaar sal wees? Nee. Is die vas wat ek wil hê dan nie om mense onregverdig in die tronk is vry te laat nie. So God sê, hoorie, wanneer jy vas, is dit nou maar net 'n dag wat jy nou jouself heeltyd verneder? Is dit maar 'n dag wat jy nou sit en bid die heeltyd? Jy buig jou kop soos 'n biesie? Of sit jy maar net in sak en as en huil die heeltyd? Is dit nou wat jy nou 'n vas noem wat vir God aanvaarbaar is? Dan sê hy, nee, is hy. Vers 6 sê hy, is dit nie die vas wat ek dan wil hê nie? Is om mense wat onregverdig in die tronk is, vry te laat. Wanneer jy vas en bid, dan gaan jy gaan gevangenes vrymaak. Nou dit kan mense wees wat in die werklike tronk sit, miskien vat jy vir iemand daar binne, maar daar's klomp ouens wat buitekant rondloop, wat gevangenes is in sonde. Hulle is 'n gevange van sonde. Jy kan daar buitekant gaan preek die gospel. Wanneer ek vas en bid, dan preek ek die gospel om hulle vry te maak, om die juk van mense af te haal en elke juk te breek. Vers 7, is dit nie om jou kos te deel met die wat honger is? Nou vas jy vandag. Elke ete wat jy sou eet, maak dit anyway, gaan gee dit vir 'n arm ou. Maak dit anyway, gaan gee dit vir 'n straat ou. Wat jy nou net sou gery deur McDonald's draai, gaan deur McDonald's, koop die grootste burger wat jy kan kry en gaan gee dit vir iemand wat honger is. Hy sê, en om aan die arm swerwer blyplek te gee, boek vir ouens om 'n Airbnb terwyl jy besig is. Om klere te gee vir mense wat nodig het. Om weg te draai van jou familie wat jou hulp nodig het nie. So jy draai nie weg nie. Hy sê, is dit nie dan om blyplek te gee, om klere te gee vir die mense om nie weg te draai van jou familie wat jou hulp nodig het nie. As jou familie jou nodig het, dan gee hy. Wie is jou familie? Jesus sê, sy boetie, sy sussie, sy ma, is die mense wat die wil van God doen. So elke persoon wat die wil van God doen, is my en jou familie. Maar hoor wat sê, wat gebeur as jy hierdie doen? Hy sê, as jy hierdie doen, sal die lig vir jou deurbreek, soos die nuwe dag. As jy vas en bid, gaan lig vir jou deurbreek. Jy sê, nee, ek is in 'n donker tyd. Okay, jy moet vas en bid. Dan gaan lig vir jou deurbreek, soos 'n nuwe dag. Jou wonde sal spoedig genees. Jy vas vir genesing. Jy vas vir deurbraak. Jy vas vir finansiële deurbraak. Jy vas vir verhoudings. Jy vas vir jou huwelik. Jy vas, chom. As jy nie weet wat jy vas, jy hou op eet. Selfs 'n hond, as 'n hond siek is, hou onmiddellik op eet. Hoekom? Hoekom eet hulle nie 'n hele tyd as hulle siek? Nee, hulle hou op, want hulle weet, genesing, God het die vas ingerig. Jou wonde sal spoedig genees. Hy wat jou red, sal voor jou uitgaan. Die heerlikheid van die Here sal van agteraf vir jou beskerm. Wanneer jy dan roep om hulp, sal die Here antwoord. Jy sal roep om hulp en hy sal sê, hier is ek. As jy ontslaa raak van die juk van verdrukking, van die beskuldigende vinger en kwaadpratery, as jy jou kos gee vir die wat honger is en hulle help wat verdruk word, sal jou lig skyn in die donkerte en jou nag sal word soos helder dag. Die Here sal jou altyd lei, selfs in tye van droogte. Hy sal voorsien in jou behoeftes. Hy sal jou gesond en sterk hou. Jy sal wees soos 'n tuin wat genoeg water kry, soos 'n fontein wat altyd aanhou vloei wanneer jy vas. Nou, daar het jy dit. God sal na jou kyk, hy gaan voorsien, jy gaan wees soos 'n fontein, jy gaan soos 'n tuin wees wat altyd water kry. Jou nag sal so helder soos die dag wees wanneer jy vas en bid. Wanneer jy God roep in jou vas, dan hoor hy jou. Jy weet, daar's baie verskillende vaste, maar ek dink die wildste vas wat ek al gedoen het, was 35 dae. Dan 'n ander ene was 'n 3 dag droog, niks water, niks kos nie. En daar is als wille vaste, maar die mees effektiefste een wat ek al gesien het, was toe ek vir my huwelik gevas het. Ek het 14 dae vir my huwelik gevas. Geen kos nie, net water gehad vir 14 dae. En die Here het in daai 14 dae alles aan my openbaar wat moes verander. En die oomblik toe hy dit doen en ek begin stap in aksie in, toe red God my huwelik. My huwelik was in skerwe geweest, 2023, 21, 23. So op die rand van skei gestaan. En toe red God my huwelik. Ek het ophou eet. Ek sê, Here, ek is desperaat.
vir 'n deurbraak in my huwelik en ek weet my huwelik is God se wil. Nou, ek wil vir jou gou vinnig hierso 'n paar dinge wat ek geskryf het hierso neergeskryf. Daar's 7 tipe vaste in die Bybel en jy kan self gaan lees want ons het nie tyd op hierdie video vir dit nie, maar daar's 'n Ester vas is 3 dae droog. Jy kan gaan lees in Ester 4. Dit is om guns by God te kry in 'n tyd van nood. Ja, as dan gaan jy droog chom, jy's desperaat vir 'n deurbraak. Hou jy op eet. Die Daniel vas is 21 dae. Nou ouens sê nie hulle Daniel vas, maar hulle vas van TV en van Facebook en van Instagram. Dit is nie God se vas nie. Daar's nie so iets nie. Jy vas nie van Facebook. Jy hou op Facebook, want dit is sleg vir jou. As jy weer is sleg vir jou of jy hou op TV kyk as dit sleg vir jou is, maar jy vas nie van dit nie. Maar vas jy moet terugkom. Jy moet vas God se manier. Nou Daniel vas 21 dae. Ek kan Daniel 10 gaan lees. Dis baie gesond. Gee vir jou rigting en fokus en wysheid en jy moet jou visie neerskryf. In Habakuk 2:2 sê jy met hierdie visie neerskryf is in die regte tyd sal God dit laat gebeur. Want as jy dit nie neerskryf, jy weet met Daniel het God op die 21ste dag vir hom geantwoord dit wat hy op die eerste dag gebid het. Dit is belangrik dat jy jou visie neerskryf. Daar's 'n selfondersoekende vas wat ook 'n een dag vas is. Dit is van son onder of wat 24 uur is. Dit kan jy lees in Levitikus 23, Jeremia 36. En dis waar jy moet vra, Here, waar is ek geestelik? Waar moet ek groei geestelik? Het ek U lief soos wat ek U moet lief hê? Het ek nog 'n begeerte om U te dien en aanbid? Dis selfondersoek. Jy hou op eet vir 'n dag en jy ondersoek jou hart voor God. Dan sal vas voor oorlog. Nes jy voor oorlog gaan lees Rigters 20. Dan rig God die Israeliete op om teen die stam van Benjamin te beklei. En so jy vas voordat jy in 'n ernstige meetings ingaan. Want jy's in oorlog, chom. Jy's in oorlog. Dis veg nie teen vlees en bloed nie, maar geeste. So jy moet gaan vas. Daar's 'n vas vir ander mense. Jy vas vir ander mense. As jy weet iemand anders het 'n deurbraak nodig, gaan vas jy. 1 Konings 21 vers 27 tot 29. En Ahab was 'n goddelose koning. 'n Profeet het vir hom gesê dat honde sy bloed sal oplek. Toe begin vas hy en God het hom gehoor en die oordeling gelig. So jy kan vas vir ander mense. Dan sal vas vir genesing wat ons net gelees het, Jesaja 58. En wanneer jy vas, het ek al geleer, jy saai altyd. Galasiërs 6:7 sê net wat jy saai kan jy maai. As jy nooit saai nie, kan jy nooit oes nie. En so wanneer ek vas, maak ek seker ek het altyd saad in die grond. Ek saai altyd. Ek bid altyd en ek skryf neer wat ek bid. Jy bid altyd. Lukas 18:1 tot 8. Jy bid altyd. Jy skryf neer en jy negotiate met die Here. Weet God sê, jy kan gaan lees Jesaja 1:18. Miskien moet ek dit gou vir jou lees. Hoor gou wat sê die Here hierso. Jesaja 1:18. Hier sê die Here, kom nou, laat ons die saak uitpraat, sê die Here. Maak nie saak hoe diep die vlek van julle sonde is nie. Ek kan dit verwyder. Ek kan julle skoonmaak soos sneeu wat pas geval het. Selfs al is die vlek so rooi soos purper, ek kan julle weer wit maak soos wol. So wanneer jy vas in daai Jesaja se vas ingaan, dan negotiate jy. Here, hierso sê die Here, sê kom, laat ons die saak uitpraat. Gaan praat jou saak uit met God. Gaan sê vir hom wat is dit wat jou pla en vra die Here vir wysheid in dit. En dan lewe jy 'n gevaste lewe. Gevaste lewe lyk nie soos net sekere tye van die jaar, dit lyk soos dwars deur die jaar. Jy eet om te lewe, jy lewe nie om te eet nie. Ons baie ouens wat lewe om te eet. En as jy hierdie 3 goedjies wat ek nou vir jou gesê het, saam doen, dan maak dit die krag van God oor jou lewe los. En die vas wil ek ook net vir jou bysê, die vas verander nie vir God is nie. Dit verander jou as 'n mens. Die vas versterk jou geestelike vermoë. Die vas is soos 'n pyp wat vol stof is. En dan maak dit die gat deeltyd kleiner, maar wanneer jy vas, dan maak dit die gat groter, sodat die watertank nog steeds dieselfde kan deurvloei. Want jy sien, daar's 'n pypie wat so Catherine Kuhlman het gesê, sy vas, want die pyp waardeur die Heilige Gees moet vloei, is haar lewe. En so as sy nie vas is, sy bly net eet, dan maak sy daai pyp dunner. Die watertank het nog steeds 1000 liter water in, maar as net so 'n piepiestraaltjie wat uitkom. Nou vas sy, dan raak hierdie pyp skoon, dan kan die Heilige Gees vloei soos wat dit moet vloei. Die vas maak jou skoon van binnekant af buitekant. Die vas maak die krag van God oor jou lewe los. En die kapasiteit vergroot om die werk vir die Here te doen wanneer jy vas. Vas en gebed versterk jou geloof. Jy kan dit gaan lees Matteus 17 en Markus 9. Baie ouens kom maar en lees 'n ding van die duiwel wat uit die seun uitgedryf is, dan sê die Bybel, hierdie soort kom net uit deur vas en gebed. En is 'n leuen, want ouens sê die soort waarvan hulle praat is die duiwel. Dit is nie so nie. As sekere duiwels net uitkom deur vas en gebed en jy's vandag in Pick n Pay en iemand manifesteer, beteken dit jy moet vir hulle sê, hoor, kom volgende week terug, ek eers net gou 'n bietjie gaan vas en bid, dan sal ons jou skoon kry. Nee, God wil vandag mense red. God wil vandag mense vrymaak. Jy het klaar opdrag gekry Markus 16 om duiwels uit mense uit te dryf. En jy Markus 9 gaan lees,
Dan vra hulle vir Jesus, hoekom kon ons nie hierdie ding uitdryf nie, vra die disippels. Dan sê Jesus vir hulle, hierdie soort kom net met vas en gebed uit. Dan gaan lees jy Matteus 17, presies dieselfde storie, presies dieselfde vraag. Hoekom kon ons hierdie ding uitdryf nie? Dan sê Jesus vir hulle, want julle is kleingelowig. Die soort waarvan hy praat is ongeloof. Ongeloof word uitgedryf deur vas en gebed. Wanneer jy vas, dan maak dit jou hart stil, sodat jy God duidelik kan hoor. En die vas sal net so effektief wees, so ernstig soos wat jy oor die Here is. En ek wil jou vandag aanmoedig, as jy gevoel het jy moet vas, gaan ondersoek die skrif. Hierdie is nou, ek het baie nog om te sê oor die vas. Weet ek na die ontmoet het ek 120 dae 'n jaar gevas. Vas en bid moet 'n gedeelte van jou lewe. Vandag vas ek nog steeds 1 keer 'n week. Vandag moet dit 'n gedeelte van jou lewe wees. Dit moet jou lewe raak. 'n Vas en gebed, sodat ons God beter kan hoor, ons kan verander, meer soos hy kan lyk en die krag van God oor ons lewe los kan wees. Vader, ek dank U vir elke persoon wat deur moeilike tye gaan, Here, dat U met hulle sal praat, dat hulle in 'n vas sal ingaan, dat hulle nag weer helder soos dag sal wees, dat genesing spoeding sal wees, dat voorspoed op hulle voorstoep sal wees. Vader, ek dank U daarvoor, dat U met hulle wysheid met hulle sal praat, dat daar nie een persoon is wat net gaan ophou eet, want die Here se arm moet gedraai raak. Nee, Here, dat hulle sal ophou eet om U te soek en ernstig oor U sal raak. Ernstig sal wees oor die saak van die Here, ernstig sal wees oor die dinge van die Here, ernstig sal wees om ander mense gesond en gered te kry, ernstig sal wees oor die sake en die dinge van die koninkryk. En ek dank U vandag daarvoor in Jesus se naam.